Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by die erediens vanoggend. Ons gaan ons erediens begin met 'n stil gebed. Ek gaan so 'n paar oomblikke geleentheid gee vir elkeen van ons om 'n stil gebed te doen en dan sal die orgel begin speel en dan sing ons spontaan saam uit Gesang 278. Ons bly sit terwyl ons dit sing en dan bly ons ook sit vir die fotum en die seën en dan na die fotum en die seën die lofsang van 84 verse 1, 2 en 3 sing ons dan staande. So kom ek gee 'n paar oomblikke vir 'n stil gebed. Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen.
Ons bly net so sit en dan bid ons saam. Here onsse God, wanneer ons vanoggend voor U stil raak, Here, dan besef ons kleinheid en ons nietigheid. Ons besef ons afhanklikheid van U. Maar ons besef ook, Here, dat ons nie altyd leef, altyd doen soos wat U dit van ons vra en soos wat U ons kom leer het in Jesus Christus nie. Ons volg soms ons eie kop. Wanneer ons lewens beoordeel, dan sien ons, Here, daar is verkeerde dinge wat ons doen. Terwyl ons dit nie wil doen nie en eerder aan U gehoorsaam wil wees. Maar ons is mense, ons is swak en ons faal soms. Here, dit bely ons vanoggend voor U. Ons bely ons skuld. En daarom pleit ons by U, Here, dat U ons ook sal vergewe, dat U ons in genade en liefde aansien, en nie ons skuld teen ons bly hou nie, soos wat U ook beloof het, U nie sal doen nie. Dankie dat U telkens, ten spyte van ons ongehoorsaamheid, U arms na ons toe uitsteek, en ons teen U vasdruk en U liefde vir ons wys, Here, sodat ons kan seker wees. U liefde en U genade is groter as wat ons skuld en sonde ooit kan wees. Dankie dat ons ook U kan aanbid vanmôre, dat ons hierheen gekom het, Here, nie omdat iemand ons gedwing het nie, maar omdat ons wil. Omdat dit vir ons belangrik is om van ons kant af ook die verhouding tussen ons en U gesond te hou. Wil U met ons praat vanoggend? Wil U ons leer vanmôre, Here, oor hoe 'n kind van U leef? Ons bid ook vir hulle wat siek is, wat dalk bekommerd is en alleen is. Wees by hulle ook, Here. Raak hulle ook aan. Gee vir hulle ook kalmte en rustigheid, waar dit dalk moeilik gaan. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Geliefdes, God verlos ons. Hy vergewe ons skuld. Daarom kan 'n mens nie anders as om bly en dankbaar voor hom te wees nie. Kom ons sing saam en ons bely dit ook met ons lied uit Vonk 80 en ons sing dit tweemaal.
Ons skriflesing vanoggend is uit Efesiërs hoofstuk 4, van die eerste 6 verse lees van hierdie hoofstuk, en die opskrif hier is die eenheid van die kerk. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Ons lees tot sover. Elke mens wat die woord van die Here hoor, en elke oomblik ook daarvolgens lewe, is 'n gelukkige mens. Broers en susters, kom ons sing weer saam uit Gesang 258, verse 1, 2 en 3. Efesiërs 4 vers 3. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. 'n Gemeente is besig om sy blydskap en entoesiasme te verloor. Vroeër was dit moeilik
om die lidmate van hierdie gemeente stil te kry. Hulle het geborrel oor hulle geloof. Vir almal het hulle vertel wat dit beteken om te glo in die evangelie van Jesus Christus. Die goeie en die blye nuus dat God mens geword het en onder ons kom woon het, dat hy met mense kom bemoeienis maak het en op die ou end ook in ons plek aan die kruis gesterf het. Dit het gemaak dat die lidmate van hierdie gemeente kon leef met hoop. En dat hulle vir almal wat hulle pad gekruis het, gewys het dat hierdie hoop gebou is op Jesus Christus. Hulle het uitgesien na die wederkoms, want hulle het die belofte gehad dat hulle op een of ander stadium ook van hierdie aardse bestaan, wat dalk vir hulle moeilik was, verlos gaan word en 'n ewige lewe by God het. En hoe daardie lewe lyk? Ewige lewe, lees ons in die Bybel, daar sal nie kommer en vrees wees. Daar sal nie siekte wees. Die dood gaan nie meer daar wees. Ons gaan by God wees. En alles gaan net reg wees. Voorwaar is die nuus van die evangelie van Jesus Christus goeie nuus. Nuus wat nooit ou nuus word. Nuus wat elke keer wanneer jy dit hoor, vir jou klink soos nuwe nuus, wat jou van voor af weer opgewonde maak. Oor dit wat God vir jou gegee het, wat hy steeds vir jou doen, maar ook oor dit wat hy vir jou beloof het. En die wederkoms waarvoor hierdie gemeente wag, vind nie plaas nie. En wat volgende gebeur, is dat hulle vreugde en hulle opgewondenheid begin taan. Is besig om te verdwyn. Die afwagting van dit wat kom, raak al hoe minder en minder. Die gemeente is besig om stoom te verloor. Hulle raak al hoe stiller en stiller, want hulle moedeloosheid raak al hoe meer. Hulle hoop raak by die dag minder. En nou gebeur iets wat so eie is aan ons menswees. Wanneer ons omstandighede nie verbeter nie, stadig aan, word ons hoop en ons blydskap dan ook minder. Raak ons geïrriteerd met mekaar en begin ons met mekaar beklei. Die een, hoe die ander een die eers skeef aankyk nie, dan sy in die moeilikheid. Wat onmiddellik hieronder begin lei, is ook die eenheid van die kerk. Die samehorigheid van hierdie gemeente. Elkeen begin trek in 'n ander rigting. Voor jy jouself kon kry, is die gemeente besig dit wat vir hom kosbaar is, uit mekaar uit te skeer. Dis hoe dit gegaan het in die gemeente Efese. Die gemeente het bestaan uit Jode wat onlangs tot geloof gekom het. Hulle onlangs bekeer het tot die Christendom. Maar daar was ook heidene, nie Jode, wat hulle ook tot die Christendom bekeer het. Hulle is saam deel van hierdie een gemeente. Maar tussen hierdie twee groepe was daar wrywing, daar was spanning gewees. Die een groep het gedink, hulle is beter as die ander. Hulle het gemeen, God is liewer vir hulle. Hulle verdien eerder om deel van die kerk te wees as hierdie ander groep en hulle is veronderstel om voorkeurbehandeling te kry.
dit waaraan die gemeente vroeër gekenmerk is, hulle samewerking, hulle entoesiasme, hulle opgewondenheid en hulle blydskap om deel van die kerk van Christus te wees en in moeilike omstandighede te leef en die belofte van die ewige lewe te hê, was nie meer daar nie. Dis vervang met dwarstrekkery en onmin. Eenheid van die kerk, eenheid van hierdie gemeente, die eenheid in God se koninkryk, het daaronder begin lei. Dan begin die skrywer van Efesiërs op 'n baie besondere manier om hierdie gemeente in liefde aan te spreek. Maar voordat hy vir hulle sê wat hulle nou alles moet gaan doen en hoe hulle moet leef as 'n eenheid, dan verduidelik hy vir hulle wat dit is waarvan hulle deel is. Hy verduidelik vir hulle baie mooi waaraan hulle behoort. Dan gaan hy verder. Hy beskryf ook hierdie gemeenskap waarvan hulle deel is. Julle is deel, sê hy, van die kerk. Julle is deel van een kerk, die enigste kerk op aarde, die kerk van Jesus Christus. Julle vorm 'n eenheid waarvan Christus self die hoeksteen is. Besef julle watter groot voorreg julle het om deel van die kerk te kan wees. Ons deel van hierdie een en enigste kerk, om deel daarvan te kan wees, sê die skrywer van Efesiërs, is 'n misterie van God. Want wanneer mense wat verskillend dink, verskillend doen, verskillend leef, mense wat elkeen anders is as die volgende een, wanneer sulke mense saamkom en as 'n eenheid funksioneer, is dit 'n wonderwerk van God. Julle hoef nie almal eners te wees. Julle hoef nie almal dieselfde te wees nie. Julle kan met julle verskille deel van hierdie eenheid wees. En om deel van hierdie eenheid te wees, is nie iets wat 'n mens logies gaan uitwerk nie. Is nie iets wat jy besluit so moet wees nie. Dit is 'n misterie van God. Dit is deel van God se geheimenis. Omdat 'n mens nooit sal kan begryp hoe dit enigstens moontlik is, dat mense wat van mekaar verskil, in sommige opsigte radikaal van mekaar verskil, 'n eenheid kan vorm en saam staan nie. Onthou nou, dat hierdie kerk bestaan het uit Jode en nie-Jode, wat almal onlangs tot bekering gekom het. In die vorige hoofstuk van Efesiërs word daar vir ons beskryf hoe hierdie misterie en geheimenis van God lyk. Wanneer daar geskryf word, en dit is die geheimenis van die eenheid van die kerk. Hierdie verkondiging van die evangelie en in verbondenheid met Christus word ook mense wat nie Jode is. Met ander woorde, mense wat anders is as julle, saam met julle deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle saam met julle ook deel aan dit wat God beloof het. Anders gesê, mense wat van mekaar verskil, mense wat verskillend lyk, verskillend dink, verskillend redeneer, hierdie mense word almal deel van die kerk
omdat hulle almal aan Jesus Christus verbind is en luister na die evangelie wat hy verkondig het. Die evangelie wat hy verkondig het met woord en daad. Ons is saam deel van God se volk. Ons deel saam in die dinge wat God beloof het. Met ander woorde, sy belofte dat hy ons sal lief hê en dat hy aan ons die ewige lewe gee, is nie net vir sommiges. Dis vir almal. Ons deel almal saam as die groep wat God in Jesus Christus uitgekies het. En om hierdie rede kan ons ook sê dat ons almal deel is van die liggaam van Christus. Hoor die broers en susters, niks gebeur los van Christus nie. Dit sê die skrywer van Efesiërs reeds in die eerste hoofstuk van hierdie brief. Alles is op 'n spesifieke manier gebind aan Jesus Christus, naamlik dat hy die hoof is en ons die lede van 'n liggaam. En hy sê nog iets wanneer hy praat oor Jesus wat die hoof van hierdie liggaam is. En dit is dat die Gees van God vir ons die waarborg is dat ons sal deel in al hierdie dinge wat God vir ons gee. Moet dus nie daaraan twyfel dat God jou in Jesus Christus uitgekies het om deel van hierdie eenheid van die kerk te wees nie. Al bestaan hierdie groep waarvan jy deel is uit mense waar elkeen anders is as die volgende een. En wanneer ons dan lees hoe hierdie eenheid in stand gehou word en wat ons moet doen om dit op te pas, dan hoor ons weer van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is God se belofte, God se waarborg dat ons deel van hierdie eenheid kan wees. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Julle glo almal in dieselfde Here. Julle glo almal met dieselfde geloof. Julle deel dieselfde doop. Julle het almal dieselfde Vader wat in julle aan die werk is. Sonder Jesus se dood aan die kruis en sy opstanding sou geen van hierdie dinge vir julle moontlik gewees het nie. Gaan leef dus soos volk om Christus ontwil, omdat hy dit so wil hê, omdat julle deel is van hierdie liggaam waarvan hy die hoof is, en dat hierdie liggaam gesond kan word. Gaan leef so, sê hy, wees nederig teenoor mekaar, wees vriendelik met mekaar, wees ook geduldig met mekaar, en wys daardeur dat julle vir mekaar lief is. Om Christus ontwil, doen hierdie dinge, om daardeur die eenheid wat God vir julle gegee het te handhaaf, ten spyte van julle verskille. Efesiërs 4 leer ons vanoggend, wanneer ons dink oor die eenheid van die kerk, wat ook beteken, die eenheid van ons gemeente, dat 'n gemeenskap wat wil kerk wees, hulle self nie blind staar teen die verskille wat daar tussen ons is nie. Selfs mense wat radikaal van mekaar verskil, vorm die kerk. En net so ook 'n eenheid in hierdie gemeente. Dit terwyl hierdie mense, die
almal dieselfde ding doen en optree nie. Elkeen 'n situasie anders sou hanteer as wat die volgende een dit sou doen. In hierdie gemeenskap wat ons die kerk noem, kan vyande vriende word. Kan haat tussen mense verdwyn en kan hulle heel word. En kan vooroordeele teenoor ander mense ook verdwyn. Wat is dit dan wat 'n mens deel maak van hierdie eenheid wat ons die kerk noem? Onthou, dis 'n misterie. Dis 'n geheimenis, sê Efesiërs 3. Ons verwar soms die eenheid wat daar in die kerk behoort te wees met eenders wees. Dieselfde wees as die volgende persoon. En wanneer ons almal dieselfde dinkoorsake, alles wat op ons pad kom op dieselfde manier hanteer, almal dieselfde dinge doen, van dieselfde dinge hou en dieselfde dinge verafskie, dan dink ons vorm ons 'n eenheid. Nee. Dit sou meer beteken dat ons eeners is. Eenheid beteken om met ons verskille saam gehoorsaam te wees aan Jesus Christus en sy koninkryk eers te stel en dan aan onsself te dink. Ons dink dat wanneer ons dieselfde praat oor sake van die dag, saam dieselfde doel nastreef vir ons lewens, oor alles met mekaar saamstem, dan is daar eenheid. Ons is van mening dat ons met ons menslike krag en vermoë, met ons menslike denke, wat altyd logies moet wees en moet sin maak, 'n eenheid kan skep. Ons kan. Maar dan is daar die eenheid, nie die kerk nie. 'n Kerk wat gebou is op mense wat oor alles moet saamstem en oor alles dieselfde moet dink, is 'n kerk wat sy fokus verloor het en dalk ook sy gehoorsaamheid aan God. Op die oog af lyk so 'n gemeenskap dalk na 'n goeie en gesonde kerk of gemeente, maar is ons niks anders as 'n groep mense wat mekaar se belange deel en nie God se belange nie. Wanneer ons hierdie eenheid van die kerk of die gemeente vorm, omdat dit ons elkeen se erns is om aan Christus gehoorsaam te wees, en ons laat God se gees toe om deel daarvan te wees, dan is dit wat ons hier het, baie meer as net eenvormigheid en 'n groep mense wat in die meeste opsigte dieselfde is. Ons sal 'n eenheid wees. Ons sal met mekaar een wees, omdat die eenheid gegrond is in 'n gemeenskap met Jesus Christus self. Ons word 'n eenheid, broers en susters, wanneer ons van mekaar af wegkyk, van onsself af wegkyk en kyk na Jesus Christus. Ons vorm 'n eenheid, nie wanneer ons soos mekaar probeer wees nie. Ons vorm 'n eenheid wat daar in die liggaam van Christus behoort te wees, wanneer ons na Christus kyk en hoor wat hy vir ons sê. Verloon jouself. Die wêreld draai nie net om jou nie. Jy's nie die belangrikste in jou lewe nie. Dit is die plek van God en ander mense. Neem jou kruis op
al lag ander mense vir jou, en al dink hulle jy is 'n lafaard, omdat jy jouself nie belangrik ag nie, al is dit vir jouself seer, om agter in die ry te gaan staan, om altyd die minste te wees, doen dit. As jy dit gedoen het, dan volg jy my. Loop op die pad agter my aan, want dit is 'n pad, wat maar oor berge en dale gaan. Dis 'n pad wat soms ook maar sy donker dieptes het, maar is 'n pad, wat lei na 'n wonderlike en ewige lewe by God. Dan sal hierdie liggaam waarvan Christus die hoof is, as 'n eenheid funksioneer. En sal hulle dit wat hulle nodig het, ontvang uit die hand van God. Onthou, hy het sy gees daarvoor gegee, as 'n waarborg. Kom ons doen dit alles, nie soos wat ons wil, omdat ons dink, ons weet die beste nie, maar eerder, omdat dit is wat Jesus Christus, die hoof van die kerk, vir ons vra. Kom ons lê onsself daarop toe, die eenheid, wat die Gees onder ons gesmee het, te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe, om Christus, omdat hy dit so wil hê. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons in U groot genade geroep het, om deel van die kerk te wees. Dankie Here dat hierdie eenheid van die kerk nie begrond word in ons manier van dink, of hoe ons wil hê dit moet wees nie, maar in dit wat U vir ons kom leer het, in Jesus Christus. Help ons Here om nederig te wees, vriendelik te wees. Help ons, dat ons hierdie eenheid wat gesmee is sal handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Ja Here, help ons, om nie mekaar se verskille raak te sien en daarop te fokus nie, maar om eerder van onsself af weg te kyk, na Jesus Christus toe, wat die rots van die kerk is. Wil U hand oor ons hou, Heer, ook in die week wat voorlê. Wil U die pad saam met ons loop, waar daar dalk opdraande pad vir ons voorlê, 'n berg waar ons moet oorgaan hierdie week. Hou ons hand vas en gaan saam met ons. Waar dit met ons goed gaan, Here, help ons om ook daarvoor aan U die lof te gee. Dit bid ons om Christus ontwil. Amen. Gemeente, ons sing ten slotte uit Gesang 478, waarvan verse 2, 3 en 4, en dan bly ons staan vir die seëngroet, en ons wegsendingslied ook daarna is van 204, verse 1 en 2. Nou eers Gesang 478, verse 2, 3 en 4.
Gaan nou in vrede en ontvang die seën van die Here. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.